Kuru se manne wat absoluut gemotiveerd was vir die wedstryd. Dinge wat nie na Wanderers se kant toe geloop het in hierdie wedstryd nie. Hierso, ja, Tamsin van der Berg wat 'n lange aangeet geskiet het. Lucio Isaacs in spasie daar, genoeg spasie en baie goeie voete om binnekant toe te trap verby twee manne en die eerste 3 vir Kudus te gedruk het. Baie goeie werk gewees deur Lucio Isaacs. Michael Koopman, sy eerste doelskop, die was tussen die pale deur gewees. Wanderers het ook al 'n klas gewys met Danko Burger wat homself losgestamp het om eerste 3 te druk. Michael Koopman wat ook 'n strafskop voor die pale oorgeskop het. Danko Burger, Adrian Boysen wat hier so met 'n sterk loopie vorendag gekom het. Uiteindelik deur Michael Koopman van agteraf plat getrek is, maar Jurgen Meyer wat binne toe getrap het en seker gemaak het hy druk daai 3 vir Wanderers. Toe ook Jacques Tron wat hierso bygedra tot hierdie 3 en Reyes Veras die binne senter wat hom losgeruk het en met krag daar in die hoekie oorgegaan het. Ongelukkig vir Wanderers al 3 die eerste 3 doelskoppe wat nie die goal getref het nie. Ja, dit het hulle ook gekos in hierdie wedstryd. Raishon Shume, goeie wedstryd gehad. Gevat na die spasie toe, na die fases en Justin Newman ook een van die beslissende 3 wat hy daar gedruk het om die telling weg te vat van Wanderers. As hierdie foutjie daar Edward Rotsky wat die bal nie kon hanteer agter die lyn staan nie en Michael Koopman wat ver gehardloop het. Nog een van die oomblikke wat die Kudus ondersteuners groot genot verskaf het. Michael Koopman met die doelskop. En die druk was in hierdie stadium ten volle op Wanderers. Raishon Shumbe met hierdie skop vorentoe wat Nandiwati Karombe nie kon vasvat nie. Raishon Shumbe oor die kantlyn geduik daardeur Jacques Tron en is Nandiwati Karombe wat doodgedruk het. Kudus het daar op die aanval gebly met Tamsin van der Berg wat daar vorentoe gestorm het. Uiteindelik het hulle 'n strafskop gekry en Raishon Shumbe van die tikskoppie af, vinnige tikskoppie en oor die doellyn van 5 meter af. Michael Koopman die loskakel. Daai poging was nie suksesvol nie, maar teen rustyd reeds 15 punte verskil, 30-15 in die guns van die Kudus. Die skrif was reeds aan die muur vir Wanderers. Toe hierdie sterk skram strafskop vinnig geneem daardeur Clayton Cam gee vir Michael Koopman en agter die pale gaan duik hy oor vir die 3. Ja, sy skop was ook tussen die pale deur. Wanderers wat Vroulas hierso met 'n loopie vorendag gekom het deur Nandi Karombe net kort van die doellyn plat getrek en is Reben Botha wat vir Johnny Moenyo voer en hy druk die 3 net in die hoekie. Skeieregter tevrede. Hierso 'n strafskop ook onder die pale toegeken teen Wanderers. Nog 'n tikskop, 3 van 'n tikskoppie af. Ja, Tamsin van der Berg, te veel momentum, te sterk en te veel momentum om gekeer daar te word deur Liam Kompion. Hierdie keer Aurelio Plato met die doelskop gewees.
suksesvol van reg voor die paal af en teen hierdie stadium desperate situasie vir Wanderers. Jurgen Meyer hierso wat met die loopie vorendag gekom het en Edward Trotsky wat daar was om te ondersteun, op te pik en die 3 onder die pale te gaan druk. Maklike doelskop vir Johnny Moinho, was tussen die pale deur. Maar Aurelio Plato het ook nog 'n strafskop deur die pale gestuur. Joe Losper wat hier so vir Wanderers op die aanval plaas. Liam Kompion. En dit was Adrian Boysen wat die laaste 3 vir Wanderers gedruk het. En dan die laaste 50-tal wat op die tellbord verskyn het met daai strafdoel deur Aurelio Plato voor die pale. 50 punte vir Kudus, 32 punte vir Wanderers. Dis Kudus wat geskiedenis maak met hulle eerste titel in die NRI Premier Liga. Van my Andrew Poolman. Sluit ons gou aan. Ons maak gou gereed om aan te sluit by ons kollega Brian Monango wat ook gereed staan vir een van die onderhoude daar op die speelveld. Geluk aan jy en jou span. Kyk, die toeskores is allemaal hier so vir jou. Job well done. Is die eerste keer wat het gebeur. Vertel my, wat beteken dit vir julle? Yes, I don't want to go out as a Kudu team, but I want to go out as the Kudu community to say thank you to each and everyone from Wallfish Bay, not from Wallfish Bay, but to wear this blue jersey in very much pride. I wanted to say thank you, not just to the team, to the players, but to the whole of Wallfish Bay. Thank you for supporting us today. It's been a hard battle, and we pull it through. Both teams, I'm immensely proud of this, boys. Both teams, the first and the second team. It's a great feeling. You guys showed resilience from the first minute to the last minute. I think you guys believed you could get this more than Wanderers did, and that was, I think, the pivotal point. Where did you start feeling that, okay, we could win this, boys, we could make history here at Hage Geingob Stadium? No, so I would truly say, since this morning when I woke up, just the vibe amongst the boys from the first and the second team, the unity, and the whole team as a community. I can't speak just for the team, but I have to speak as Wallfish Bay, the whole community. You see, this morning when I woke up, I went to the mall to just grab a coffee and just ease my mind. And as I walked into the mall, I just saw blue t-shirts everywhere. And I knew that the whole Wallfish Bay is behind us today. And that's the moment when I realized that, fuck, we're going to pull this through today. Huge congratulations to you and your team. Go celebrate with the boys. Most definitely. Well, viewers, would like to apologize for the language there. I think it's just excitement that the players do have, but history has been made. FNB Kudus winning the NRU Premier League for the first time in their history. They have a lot to celebrate today after also winning the Reserve League. So huge kudos to Kudus, and we are still hanging around, so please hang tight as we also do have highlights that are still to come your way.